Welkom terug. Nou Cordelia kuier vanoggend by ons en ons gesels oor 'n splinter nuwe enkelsnit as jy weet. Goeiemôre Cordelia. Goeiemôre julle, dit is 'n goeiemôre. Dis vroeg in die oggend, hoor? Julle is aan die gang. Dit is vroeg in die oggend, maar jy lyk altyd so opgewek en reg vir die dag. Hoe doen jy dit? Nee, kyk, ek het 'n seentjie op skool. Hy's 9 jaar oud, so mamma wees maak maar 'n mens verantwoordelik. Ja, jy weet so. Ons moet net aangaan, ja. Ons moet, ja. Maar Cordelia, ons sosiale media vraag vandag aan die mense is: wat maak jou gelukkig? Wat maak jou gelukkig? Weet jy regtig wat my gelukkig maak is mense wat om my gelukkig is en om te sien dat mense regtig hulle doelwitte uitgeset het en drome gehad het. As ek so hoor hoeveel mense al gesê het, hoorie, ek het hierdie drome gehad, dit het waar geword om ander mense se geluk te kan saam met hulle vier. En te sien dit gaan goed met mense om ons. Dit maak my so gelukkig. Ja. Laas toe jy hier was, toe was dit so 'n dag voor 'n groot dag. Ja. Een dag voor 'n groot dag. Kan jy onthou, né? Ja, want jy sou die volgende dag trou. Ja, maar ek het toe, ja. Het jy toe die bruiloft voltrek? Ja, nee, dit het toe gebeur, hoor. Ek het toe getrou en nog steeds getroud en dit was 'n wonderlike dag. Daar's nie weer 'n troue aan of 'n baba tee of niks nou. Nee, ek is nou rustig gesettel en ek is nou op 'n plek waar daar nou nie verrassingkies en troues en kinders is nie. Ons is nou klaar. Jy is nou klaar. Ja. Waarmee jy wel nie klaar is nie, is die musiekbedryf. 20 jaar in die musiekbedryf. Mens kan dit amper nie indink nie. As jy so terugkyk, want nou die dag toe sien ek 'n foto van jou en Matthys Roots byvoorbeeld. Ja. Wie was jou mentors gewees oor hierdie 20 jaar wat jou gehelp het en jou opgebou het en net so half om jou pad te vind? Verseker was dit ook Matthys Roots geweest, jy weet, en ek is bitter baie lief vir hom, wonderlike mens en ook 'n steunpilaar, 'n tipe vriend in die industrie wat jy regtig raad kan vra om na 'n produksie te luister en hy gee 'n baie goeie terugvoer om te sê, hoorie, tweak miskien hier of luister daar. Al die jare, weet as kind self het ek baie opgekyk na Tannie Karika Keesenkamp. Ek het die voorreg gehad om haar te ontmoet by 'n damestee by Veness tydskrif. En hoorie, dit was net 'n voorreg om in 'n kort rukkie by haar net 'n klein bietjie te kon, insig kry oor uitkyk vir die loopbaan en hoe 'n mens maar net moet doen wat jy doen, lief wees vir wat jy doen en altyd opreg wees in wat jy doen. So sy is ook een van my mentors en natuurlik Teens Jordaan was ook vir my 'n baie goeie mentor. Goeie ander kunstenaars, daar's 'n hele paar, almal eintlik die kunstenaars in ons industrie is, selfs al is hulle net so lank soos ek in die industrie, kan ons ook so baie by mekaar leer. Ek dink ons land is regtig verryk met ongelooflike kunstenaars in ons land en hulle is almal regtig goeie mense ook. Men verwys dan na leerbaarheid. Ja. Nee, 'n mens moet jouself in 'n posisie sit waar jy bereid is om van mense af te leer. Ja. Want dit gaan jou net beter maak en beter. Ja, niemand weet alles nie en ek dink 'n mens kan net altyd leer by iemand. Ja. Maar as jy weet, ja. dis ook die titel van jou liedjie. As jy weet, ja. Niemand weet alles, maar as jy weet. As jy weet. Ek lees hier uit jou persverstelling, is soos 'n weerspieëling van alles wat ek oor liefde, lewe en verbondenheid geleer het. Nou dit sluit nou lekker aan by wat Jennifer gevra het. Ja. Die pad wat 'n mens stap in die verlede tot hier, die goed wat 'n mens leer oor liefde en verbondenheid in die lewe. Ja. As jy weet, waaroor gaan die liedjie? Weet jy, dis een van daai liedjies wat ek geskryf het. Dit het so vinnig na my toe gekom en dis een van daai liedjies wat regtig nie 'n liedjie was wat 'n uitdaging was nie. Dit het regtig uit 'n plek uit gekom. Ek dink ek het nog altyd na woorde gesoek. Jy weet as jy iemand so liefhet wat jy wens jy kan die woorde kry en baie van ons sê ons, dit is so moeilik. Ek het nie die woorde om te beskryf hoe lief ek daai persoon het nie. En toe gaan skryf ek die liedjie wat eintlik nou sê as jy weet hoe lief ek jou het. En daar's 'n stuk wat sê niemand anders se hande pas in myne soos joune nie. So dit is hierdie volmaakte liefde as jy die voorreg het om iemand so lief te kan hê wat jy weet hierdie is jou persoon vir die res van jou lewe, dan is hierdie liedjie spesifiek geskryf daarvoor om te sê as jy net weet hoe lief ek jou het en dit beskryf die woorde wat te kort is dalk vir mense wat vir iemand wil sê hoe lief hulle het, dan moet hulle daai liedjie vir hulle speel. Want dit gaan vir hulle mooi verduidelik hoe lief hulle is. Ja. Cordelia, na 20 jaar in die industrie, dink jy daar's steeds spasie vir groei en leer as kunstenaar? Is jy iemand wat van hou om jouself uit te daag om beter te word of dink jy mens kom by 'n plek waar jy half stagneer ooit? Ek dink musiek sal nooit stagneer self nie. Ek dink jy weet om 'n skepende kunstenaar te wees. So ek is 'n liedjieskrywer ook. So daai as een deel, dit is so lekker. Ek sien baie uit as die Here my spaar moontlik vir die volgende 20 jaar
ek kan nie wag om te sien, jy weet, en te hoor watse liedjies ek nou na vore kan bring nie. So nee, daar's verseker spasie om nog te leer, te groei as kunstenaar en ook om bietjie ander genres ook te gaan ondersoek. Ek is tans nou besig mos met country. Country is my groot liefde en country gospel ook en gospel ook. Ja. So nee, ek sien baie uit. Dit voel vir my eerlik, dit 20 jaar klink baie, maar dit voel of my loopbaan nou eers begin. Dit klink as weer op 'n ongelooflike lekker plek is. As jy vir Cordelia 20 jaar terug iets moes sê, as jy moes sê my mens, byt vas of daar is hoop of jy gaan dit nog maak of die lewe is lekker. Wat sal jy vir Cordelia gesê het daai? Hoorie, ek sou net vir myself gesê het, moenie so stres voor 'n groot ontbyt onderhoud nie. Dit is okay. Eerstens, jy weet as 'n jong opkomende kunstenaar was dit baie stresvol geweest om al hierdie, dit was nog so daai jukeboxes geweest, jy kan onthou en al daai TV-onderhoude. 'n Mens is so hard op jouself. Ja. Maar ek dink die belangrikste is wees wie jy is, wees verseker in wie jy is, wees trots op wie jy is en geniet dit net meer en maak jou bolla los, relax, geniet dit en net lekker van en geniet die musiek en die mense, ja. Kyk daarvan, maak jou bolla los. Dis Ja. waar en ek dink ons is baie keer harder op onsself as wat ander mense is. Ons is eintlik gewoonlik die ergste op onsself, baie meer as wat ander mense is. Wat lê voor vir die res van die jaar? Jy noem nou verstaan jy dabble nou so in country gospel. Ja. Kan ons meer van daai musiek verwag ook? Meer vrystellings? Ja, verseker en dankie. Ek is baie opgewonde. Ons is tans in die werk in die studio, so Afrikaans nou. Ons het nou as jy weet wat nou uit is natuurlik. Ja. En ons gaan hom nou lekker vrystel. Daar's heelwat vertonings hierdie jaar. Daar wag ook Namibiese opvoerings vir my hierdie jaar. En dan het ons 8 oorspronklike country kommersiële liedjies geskryf. Alles uit my pen uit. Dit vertel my storie, my lewensverhaal in country en dit gaan ons in Mei maand vrystel. En dan later in die jaar kom daar nog 'n Afrikaanse liedjie uit. Jo, En besig. dan aan die einde van die jaar wil ek graag die jaar afsluit met 'n gospel country album. Kyk, jy is omtrent besig vrou, maar ons is baie opgewonde om alles te Dankie. hoor van hierdie album in Mei. Dis die eerste een waarvoor ons uitkyk. Natuurlik fokus ons op as jy weet, dan wag ons vir Mei maand baie sterkte vir die Baie jaar wat dankie. voorlê en baie dankie vir heerlike kuier. En dankie vir julle. Dis altyd lekker hier by julle. Dankie. Dit is Cordelia, gaan doen jouself 'n guns en gaan luister na as jy weet. En bly geskakel net die naaste tyd vir jou nuus.